EAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. En daar besluit die monetaire beleidskomitee van die Reservebank om rentekoers onveranderd te laat en die repo-koers staan nog steeds op die terugkoopkoers op 6.75%. Nou, as mens bietjie kyk, as jy kyk na goed soos die inflasiekoers en jy kyk byvoorbeeld waar die rentekoers is, daai reële verskil tussen die twee, dan is dit baie duidelik dat daar sekerlik ruimte was vir 'n verlaging in rentekoerse. En die Reservebank het aangedui dat hulle reken daar is plek vir rentekoersverlaging bietjie later in die jaar, maar hulle het tog nogtans besluit om rentekoerse onveranderd te laat. Hoekom is dit so? En ek weet 'n paar ekonome het hulle gekritiseer daaroor. Ek dink dan nogal is die regte besluit. En die rede hoekom ek so sê, is dat ons is in 'n totale nuwe monetaire beleidsregime vandag in Suid-Afrika. Tot onlangs toe het ons eintlik 3 tot 6% inflasie mikpunte gehad, nou is dit 3% en die Reservebank monetaire beleid of liewer monetaire beleid is so bietjie tegnies van aard, dis so bietjie wetenskap in die ding, maar is 'n groot gedeelte daarvan is sielkunde. En dis waarmee die Reservebank nou besig is. Dit is so 'n bietjie van 'n kuns ook om die regte monetaire beleid daar te stel. En waarmee die Reservebank besig is om daai 3% vlak in ons koppe in te brand. Laat ons seker is dis die vlak, hulle gaan daar in slaag om 3% te handhaaf, inflasie mikpunt van 3% te handhaaf. Inflasie het iets wat gestyg onlangs, ek dink dit gaan nou weer 'n keer begin daal, en ek dink ons vir 2 maande of so gaan die Reservebank wel rentekoerse begin verlaag. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Nou onlangs het die president 'n 3.6% verhoging, salarisverhoging toegeken aan sekere van die senior politici en so aan. En niemand het 'n woord oor gesê nie. Dis 'n voorbeeld. Ons moet almal op en afspring en sê dit is onaanvaarbaar. Meer as 3% verhoging byvoorbeeld. En glo my, binnekort gaan Eskom ook kom met een of ander belaglike verhoging in hulle pryse en ons moet almal opspring in hulle waai op skoppe en sê dit is onaanvaarbaar. Niks meer as 3% nie, minder as 3%. Dieselfde geld vir die plaaslike owerhede. As hulle weer 'n keer kom met hierdie belaglike verhogings, almal van ons moet onthou, inflasie mikpunt is 3%. Niemand mag dit meer as 3% verhoog nie, behalwe as jy produktiwiteit baie toegeneem het.